Hoofstuk 1. Wat is stilte tyd en waarom is dit belangrik? Kom ek gee vir jou 'n kort definisie van stilte tyd. Stilte tyd is die tyd wat ek daagliks toewy om meer te word soos Jesus. Om Jesus se hart te hoor vir my lewe en om my lewe in lyn te bring met Jesus. In jou boekie word jy gevra om Johannes 15 vers 1 tot 8 te lees. Ek kan vir dit reeds doen, maar ek wil net vers 5 uithaal. Vers 5 sê, wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Stilte tyd is daai tyd wat ek meer en meer in Jesus word en in hom wil bly en in hom groei. Jesus sê, ons moet in hom bly. En dit is presies wat stilte tyd doen. Stilte tyd is die platform wat ek bou om in Jesus te bly. Kom ek gee vir jou 3 redes waarom stilte tyd belangrik is. Die eerste groot rede hoekom stilte tyd belangrik is, stilte tyd is die tyd wat ek spandeer by Jesus se voete. In Lukas 10 vers 38 tot 42 lees ons die verhaal van Martha en Maria. Martha was verskriklik besig. Huis skoon gemaak, vensters gewas, alles reg gekry vir Jesus en die gaste wat by haar sou kom eet. Maar Maria het by Jesus se voete gesit en dit het vir Martha gegrief. Sy was verskriklik geïrriteerd en later aan kon sy dit nie meer hou nie en sy sê vir Jesus: "Here, praat tog met hierdie vroumens en sê vir haar, sy moet my kom help, sy's lui, sy's 'n slegte vrou." En Jesus sê vir Martha: "Martha, Martha, jy hou jouself besig met 'n klomp goed. En dis goed, dis mooi, maar Maria het die beste gekies. Sy het gekies om by my voete te sit. Sy het gekies om die woord te hoor." En dit is waar stilte tyd gaan. Ek wil jou uitdaag om soos Maria by Jesus se voete te gaan sit, elke oggend, elke middag en elke aand om meer te leer van hom en van die Here. So, dis die eerste groot rede. Die tweede belangrike rede is, stilte tyd fokus my op 'n heilige lewe. In 1 Petrus 1 vers 14 tot 16 lees ons, wees heilig, want ek is heilig. Daar's 'n verwagting. Die Here verwag van ons om heilig te wees. Nou, heiligheid het 2 aspekte. Eerstens is om afgesonder te wees, soos ek is heilig oor iets. God is heilig op ons. Ons is sy eiendom en hy deel ons nie met die wêreld nie. Maar aan die ander kant is daar ook 'n strewe na sondeloosheid, 'n strewe om weg te kom van die ou lewe af. Heiligheid behels dit ook. En stilte tyd help vir my om meer en meer te word soos Jesus, om my vlees meer en meer te kruisig. So, hoe meer tyd ek spandeer saam met Jesus, hoe meer word ek soos Jesus. Onthou net, ek word meer soos die mense saam met wie ek die meeste tyd spandeer. En hierdie is die tyd wat ek saam met Jesus spandeer, sodat ek meer soos hy kan word. In Romeine 8 vers 29 lees ons, die Vader het ons bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. So dis die Vader se agenda met my en jou, en hy kry dit reg deur stilte tyd. Die derde belangrike rede is, stilte tyd is die pad na geestelike volwassenheid. In Kolossense 1 vers 28 lees ons, hom, dis Jesus, verkondig ons deurdat ons alle mense, dis nou ek en jy en almal wat hierna kyk, met alle moontlike wysheid onderrig en leer, soos deur hierdie program, sodat ons elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring. Dis die poging, dis die taak en dis die opdrag. Ons moet volwasse word in die Here Jesus. En stilte tyd is 'n verskriklike belangrike komponent van my geestelike groei. Jy gaan nie werklik geestelik groei as jy nie daagliks tyd spandeer saam met die Vader nie. As jy nie daagliks tyd wegsit om by Jesus se voete te sit nie. Daardie tyd kom in die vorm van stilte tyd. In die volgende 8 hoofstukke gaan ons na 8 verskillende elemente kyk. 8 elemente van jou stilte tyd. En in hierdie 8 elemente kan jy 'n volhoubare langtermyn stilte tyd bou wat jy verseker gaan wees, jy gaan geestelik groei. Kom ons gaan aan na die eerste element.